Vader, dis voor u grootheid, u heerlikheid, wat ons in aanbidding kom en met ons harte verklaar, met ons woorde en so wonderlik om dit saam te sing. Ons het u so nodig. We depend on you. Vir die asem in ons longe, Here, vir alles. Ons het u so nodig. En so nodig dat ook vanoggend deur u woord dat u met ons kom praat. U weet presies waar ons elkeen is. Mag u verheerlik word en mag u naam en u koninkryk in hierdie môre verhoog word. In Jesus naam. Amen. Baie hartlik welkom. Dis vir my so groot voorreg om julle almal te sien en om die woord te kan bedien vanoggend. En bid asseblief vir my. Ek het die Here so nodig wanneer ek dit doen en mag die Here ook harte en ore en alles oopmaak sodat ons hoor wat die Here vir ons wil sê. Hier's 'n klomp mense, daar's 'n klomp mense. Hallo julle. Daar in die donker. En dis verjaarsdag, mense. Ginter het verjaar vandag. Ginter Tonnitz. Ek weet dit was my naam. Hugo Waag so right, maar Ginter Tonnitz, dit klink so belangrik. Mag die Here jou seën. Ek weet Leandri verjaar ook vandag. Berna's nie hier nie, sy verjaar vandag. Het ek iemand gemis? Wie verjaar nog vandag? Enigiemand? Baie geluk. Mag die Here jou baie ryklik seën. Mag dit 'n besondere dag wees en dis darem maar wonderlik om so saam te wees in die kwartaal weer saam te kan begin. Ek weet nou nie van jou nie, maar ek is nie so baie groot op herhaling van movies oor en oor kyk nie. Dit gebeur daar by ons huis. Ek voel as ek nou nog een keer vir Julia Roberts in Notting Hill gaan sien, gaan ek in daai straatjie afstap en daai blou deur gaan rooi verf of iets, maar ja, Rita sal nou nogal vir Notting Hill nog 'n keer doen. Mense kyk goed by herhaling en dan geniet hulle dit elke keer. Ek het van mense gehoor wat die Titanic weer gekyk het. Hoekom? Jy weet hy gaan sink. Dan kyk hulle dit weer en dis 2 ure se lank kyk van ja, mense is lief vir herhaling. Ek is nie so baie lief vir herhaling nie, selfs met boodskappe. Ek kan nou dink is 11 jaar, 52 Sondae met Goeie Vrydag. Ek hou nie daarvan om te herhaal nie, maar dit gebeur en dit het al hier gebeur in die afgelope 11 jaar. Ek dink 3 keer miskien maksimum dat ek ietsie herhaal het, 'n preek gevat het en weer aan hom gewerk het. En tog, as jy nou na die woord toe gaan, dan is dit glad nie vreemd nie. Want God se woord is by 'n herhaling die evangelie. In die storie van Jesus. Dis daar oor en dis waarop ons geloof bou. So partykeer gaan ons so 'n bietjie herhaal. Ek het mense gesien daar wat ek jare laas gesien het. Baie welkom. Ek wil net hê julle moet sien dat ek julle sien. Ek herhaal myself. Daar's so 'n liedjie ook. Ek herhaal my, maar die woord is kosbaar, is vol herhalings van Jesus se liefde. En ek dink ons gaan in die volgende 2 weke gaan ons bietjie oor by herhaling oor 'n sekere onderwerp praat. En die onderwerp van vandag se boodskap wat jy gehoor het is dan nou ook ek sal nie bang wees nie. En in my gees en my hart ervaar ek die Here wil vir ons baie duidelik sê ons moet nie bang wees nie. Ek weet nog nie presies hoekom druk die Gees dit so swaar nie, maar ons gaan daarmee. Die Here sê moenie bang wees nie. Hierdie week Frans sal ook in sy oordenking Jesaja 41 vers 10 aangehaal wat sê die wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Moenie angstig rondkyk nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. God se boodskap, sy belofte vir ons. Ek het nou glad nie beplan om dit te sê nie, maar kom ek sê dit gou-gou. 'n baie vreemde ding het vanoggend met my gebeur. Ek sit hier in 'n lokaal hier agter en werk en ek hoor 'n pragtige stemmetjie wat roep, "Oupa, oupa." En dan los ek gewoonlik alles waarmee ek besig is. Kom in die gang af en ek sien vir Emma en sy hardloop en ons hardloop na mekaar toe en ons gryp mekaar en sy sit kom by my op my knie en ek sê, "Oupa wil net gou klaarmaak, ek wil nog ietsie skryf." En sy sê, sy wil ook skryf en sy vat die pen. Emma is 2 jaar oud, sy word September 3. Sy vat die pen en sy krap so en sy sê, "Ek sal nie bang wees." Ek weet daar's videokameras in die skool. Ek weet nie wat het daar gebeur. Kan nie verduidelik nie. Vol sin. So ek dink die Here sê vir iemand, miskien vir ons almal vanoggend,
aan die donker daarbo, daar agter. Nie bang wees. Die afgelope seisoen van Pinksteraf het ek en Sonja en Rassie en François vir jou gereeld kom probeer sê, onthou, God se Heilige Gees woon in jou as jy die Here aangeneem het as sy jou persoonlike saligmaker, kom hy en hy kom woon in jou en dit maak ons sterk, dit maak ons anders, dit maak dat ons anders beweeg, dit maak dat ons mense is wat nie hoef bang te wees nie. En ons kan in daardie krag van God se Heilige Gees in ons kan ons beweeg. Nou ons kyk na die skrifte en ons kyk na alles wat pragtig in die Bybel geskryf staan en dan sê mense, ja, dis great stories en wonderlike, brawe, dapper mense, maar miskien is dit vir daai tyd. Miskien is dit vir Tuka se dae. My buurvrou kom kuier gereeld en elke keer wat sy kuier, sal sy ergens in 'n sin dit inwerk, Tuka se dae. Ek kyk al, so dan weet ek, is Tuka se storie daai. Tuka se dae is 'n storie. Maar hierdie storie van die Bybel en van dapper mense en manne en vroue wat opstaan vir God en wat nie bang is nie 'n storie vir Tuka se dae nie, is 'n storie vir vandag. En van Genesis 1 in die begin tot Openbaring 22 se laaste versie wat sê, kyk, hy kom spoedig weer en sy genade en sy liefde is met ons oor hierdie hele tyd. Oor al die tyd. Kom sê die Gees van God vir ons, moenie bang wees nie. Hy is altyd daar. Jy kan dit maar gaan lees, die volgelinge van die Here, Jeremia 31:25, hy's nog nie daar nie, so is, wat sê, ek gee nuwe krag vir die wat moeg is. En ek sal die moedeloses weer vol moed maak. Is amper 'n soort van 'n vreesloosheid, 'n dapperheid, wat jy saam met die kinders van die Here moet sien, moet ervaar, met 'n vaste vertroue. Hier is die groot sin, God sal deurkom. Ons het dan vanoggend gesing oor die grootheid van God. Ek hoef nie bang te wees nie, want God sal deurkom. Hy is my God, hy is my Vader. En ons het met al hierdie dapper stories groot geword, en ergens in die gejaag van die lewe en alles wat met ons gebeur, het die krag van die stories so 'n bietjie minder geword, so 'n bietjie vervlou. Dis amper asof baie van die Bybelstories en alles wat ons geken het, ons gaan nou oor 'n paar van hulle gesels, asof hulle so 'n bietjie van hulle oomf verloor het. Ons praat daaroor amper soos 'n movie wat ons nou al te veel gesien het. Ons ken die hele storie. In steede van dapper en vreeslose mense, is ons baie maklik bang. Nou ek weet nou, as jy nou vir die manne vra, en ek het 'n paar getoets, as jy vir hulle vra, as jy bang, nee, ek is nou vir niks bang nie. Dis die regte ding om te sê. En as 'n gelowige ook, gaan jy mos sommer sê, nee, ek is bang nie, ek het die Here saam met my. Maar partykeer so op ons eie is ons maar 'n bietjie bang. Ek is bang. Ek is elke Sondag so bang. My broek bewe, jy kan dit net nie sien nie, maar ek's geweldig bang. Nou sê ek weer iets en ek offend iemand en iemand skryf weer vir my 'n pragtige of 'n lelike e-pos. Maar ek's bang. Ek's bang want ek gaan dalk nou weer na die tyd hoor, ek was nou weer te snaaks, jy was 'n nar vanoggend. Ek's bang. Ek kom staan net vanoggend is ek bang. En dan kom sê die Here vir ons hoef nie bang te wees nie. Ons is bang vir klomp goed, bang vir die politiek, ons is bang vir ekonomie, vir die toekoms. En mense leef met allerlei vrese. En 'n mens kan amper partykeer sê, wel, dis darm maar gegrond, terwyl ek oor dit praat, dink ek nou aan my suster, hulle boer in Warmbad al vir hulle lewe lank. En hierdie week praat ek met haar, maar sy kan nie praat nie, sy kan nie ophou huil nie. Hulle het 5 pragtige honde, waarvan 'n hele paar van hulle skaaphonde is, en in een nag is almal vergiftig. Toe sy nou daar kom en die 5 honde lê daar dood, en sy maak toe nou per ongeluk die foutjie, sy vat haar huishondjie saam, toe hulle haar roep om te kom kyk, en toe eet haar huishondjie nou nog die laaste stukkie wors, en dis ook daarmee heen. So partykeer is daar vrese en bang, wat in 'n ou se lewe is, want daar's soveel goed, regte goed in ons lewe. Dit gebeur met ons, daar's regte omstandighede, en ons raak bang. Ons is bang vir allerlei dinge. Daar's mense wat bang is in hulle huwelik, daar's mense wat bang is in verhoudings. Ouers is bang. Ek kom agter, miskien is dit maar net omdat ek ouer raak, maar hulle is banger as ooit. Ek moes nou net weer gaan check dat die trappe van vergelyking van bang, ek het gesê hulle is meer bang as die ander, maar dis verkeerd, hulle is die bang en banger.
Nou amper soos daai banger, daai varkworsie, banger en bangste. Ouers is bang. Hulle is bang. Hulle kan nie meer, is dit nou die regte opvoedingsmetodes wat ek gebruik? Hulle is bang om nee te sê vir die kinders, want nou gaan sy nie van my hou nie, en dan gaan sy nou nie lief wees vir my nie. Nou, kom ons sê nou maar net die hele tyd, ja, dis reg, doen dit, jy kan dit kry, vat vir jou, en dan voor jy oë uitvee, is die kindertjies ook nou maar net oral. Want ons is bang. Ons is bang oor ons geld, ons is bang oor die toekoms, ons is bang vir aftrede, en ons is bang vir die ou dag, en dan nie eers om te dink aan, wat het oorgebly? Waar is die waagmoed om nie bang te wees om vir die Here iets te doen? Want hier staan nou so baie ander goeders, maar eintlik, God roep ons vir sy koninkryk, vir sy werk, om 'n verskil vir hom te maak, en tussen al die bang wees, kom ons nie eers eintlik daarby uit nie. As ek in die Bybelstories lees, van manne en vroue, dan is dit regtig manne en vroue wat vreesloos was, wat nie bang was nie. Ek wil vir jou skrif lees in Openbaring, asseblief so, hy's 21 vers 7, hy sê, elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar hoor nou hierdie, miskien het jy dit nog nie raak gelees nie, maar die wat bang geword het, die vreesagtig is, die ongelowig is, nou jy kan dit verder gaan lees, praat hy van hulle gaan 'n einde in die poel van vuur. So in geen onduidelike woorde sê die Here eintlik vir sy kinders, hey, ek wil hê julle moet dapper wees. Ek wil nie julle moet bang wees. Ek wil hê julle moet vreesloos vir my koninkryk wees. Dis wat die Here vir ons sê. Nou, daar's soveel goed, soveel omstandighede, die lewe, uitdagings, onsekerhede, goeters wat net in ons lewe gebeur, wat die heeltyd teen dit werk. Wat dit moeilik vir ons maak om nie by die plek uit te kom wat ons regtig sê, wel, ek is nie bang nie. Daarom wil ek nou vandag, hier en volgende week, by herhaling vir jou weer kom sê, die Heilige Gees van die lewende Skepper, soewereine God, woon in my en jou. En dis dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek. So dis eintlik net heeltemal weird as ons bang is. Want ons het dan God se Gees by ons. Hierdie sterk, groot, wonderlike God is in ons, saam met ons. Hoe kan ons bang wees? Ok, so dit was my inleiding. Is jy saam met my? Wonderlik, hy was nie te lank nie. Ek wil 'n vraagie vra. Julle kan nou antwoord met julle hande. Wie het in die sonnaarskool groot geword? Dis omtrent 99% van die gemeente. Wonderlik, nou kan julle lekker saamgesels. Onthou jy van die sonnaarskool stories nou, jy's van hierdie helde en dapper mense? Watter van die storieetjies staan vir jou uit? Wat onthou jy die beste? Jy kan nou uitroep. Samson, hy was 'n sterk man, hy was dapper. Nathaniel was nie in die Bybel. Ja, hy was. Daniel, ek het verkeerd gehoor. Daniel in die leeukuil. Wonderlik. Dawid en Goliat, het ek gehoor. Nog. Jona in die vis. Dis Emma se favourite ook, daar is die visie. Sy het my herinner vanoggend. Gideon, braaf en dapper. Jy het afgekyk. Joshua. Dankie tog, is my preeknota. Josef. Moses. Julle het regtig almal genoem wat ek wou gehad het, julle moet. Baie van hulle, as jy nou in my sonnaarskool groot geword het, het jy gereeld gehoor. Dit voel vir my, daai oom en tannie het nie 'n kurrikulum gehad nie, ek het elke Sondag van Dawid en Goliat gehoor. Maar dit was maar so 'n bietjie by 'n herhaling, maar dis hierdie stories wat my hart aangegryp het. Dawid en Goliat, dankie dat jy dit genoem het, hierdie mannetjie, hierdie seun, hierdie dapper held wat rivier toe stap, sy 5 klippies optel, en hy gaan die reus aanvat, en hy sê, jy kom my met 'n swaard, 'n spies en 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here, en in die naam en die krag van die Here, verslaan hy die reus. Ek dink dis maar 'n rede, omdat ons het geglo, dat so baie mans ketties het jy nog kettie? Want ons het hierdie stories gelees, ons het hulle geglo, dit het ons harte warm gemaak, Daniel in die leeukuil. Ek onthou as kind, hoeveel keer het ek by die venster gaan staan en bid, of gesit en bid, en gehoop iemand sien my, want hulle kan my vir die leeu's voer, ek is nie bang nie, ek het 'n God wat vir my opstaan, hy is aan my kant, en ek is syne, en hy is groot,
Ek dink aan Sadrag, hulle was nie genoem nie. Sadrag, Mesach en Abednego. Miskien het iemand hulle genoem. Hulle sê, wel, ons gaan nie buig nie. Almal buig voor hierdie afgod. Ons gaan nie buig nie en ons gooi ons in die vuuroond en as die Here ons red, is dit great en as hy ons nie red nie, is dit ook alright. Maar ons sal nie buig nie. En ewe skielik toe hulle weer kyk en so die storie gegaan in daai kinderbybel, toe hulle weer kyk, toe is daar 4 manne in die vuur en hulle kom uit en weet jy wat sê die Bybel? Hulle ruik nie eers na rook nie. En die ander wat nader kom, dit was my favourite stukkie, toe hulle nog nader kom, toe word hulle al deur die vuur verskroei. Kan jy die dapperheid hoor? En nou weet ek, nou gaan dit terug na daai inleiding van my toekasse daar, jare terug, daai volgelinge, kinders van die Here, Moses, iemand het Moses uitgeroep, en die Israeliete, hulle stap deur die op droë grond deur die Rooi See, hulle die wolkkolom, Sonja se 4-kolom wolkkolom wat sy van gepreek het, alles is saam met hulle, sien die heerlikheid van God, dapper manne en vroue, saam met Josef, wat deur al die moeilikste omstandighede van sy lewe gegaan het, aanhou glo, aanhou dapper bly, aanhou vashou aan die Here, ten spyte van alles, dit maak nie saak nie, nou is ek in die tronk, niemand, hulle het van my vergeet, ek gaan aanhou, ek glo, want hy is my God, hy het die belofte gemaak en hy is saam met my. Ek dink aan Esther, wat haar lewe gewaag het, en 'n volk is gered. Elia, een van my favorites, en van my ander favorites, 450 Baal profete op die berg Karmel, was dit nie 'n great story? En Elia spot hulle, kom julle, sing, roep, dans, sing, hop, spinnekop, enigiets, doen dit, hy gaan nie luister nie, want hy's nie God nie, my God is in beheer. Hy sal vir julle wys wie hy is. Dapper manne wat opstaan en wat in hierdie krag van God beweeg. Nie oor wie hulle is nie, maar oor wie God is. Een man, 450 teen hom. Dis histories waarmee ons groot geword het. En as jy 'n kind is en jy luister na dit, dan sien jy hierdie prentjie en jy glo dit en jy weet dit kan gebeur. Maar nou, soos die jare kom, dan word dit 'n storieetjie. En ouers, ek wil nou vir julle sê, ek weet die beertjie gaan dit oor vertel, maar moenie laat jou kinders hierdie mis nie. Want hulle gaan weer waarhede hoor, wat ek en jy gehoor het, en wat ons geloof gebou het, en wat die grootheid van ons God in ons hart en in ons lewe gebou het, hulle moet dit hoor. En as ons dit hoor, dan versterk dit ook ons geloof en weet, Here, U is nog steeds dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. En ja, my God kan enigiets doen. Niks is vir hom onmoontlik. En ek sien die kindertjies ook, nee, hulle geloof en die manier hoe hulle dinge aanpak is net anders. Rion sit daar agter, sy seentjie se naam is Kian. Verlede Sondag na kerk staan Kian daar en Rion staan daar en hy sê, kom boetie, kom. Hardloop hy hier en hy spring hier oor in die lug. Ek meen, as jy nou vir my sê, ek moet hardloop en spring, gaan lankal al nie meer nie, want ek het nou al geweet hoe werk die lewe. Maar al wat hy weet, my pa sal my vang, en hy vlieg hier deur die lug, en gelukkig het Rion hom ook gevang. Ek het net daarna vir Emma gevang, maar op 'n baie korter afstand. En gister swaai ek aan die parkie en dan sê sy, hoog oupa, nog hoër, hoog. Sit ek en dink, dis baie great, daai swaai is al na rond vertikaal met die hoogte. Dinge verander hoe ouer jy word. Is baie meer gemaklik in 'n lazy boy. En die probleem is, dit gebeur met ons geloof. Dit gebeur in ons verhouding met die Here. Dit gebeur in ons dapperheid. Dit gebeur in ons waagmoed. Ek het teruggedink aan toe ek jonger was, die geloof en die waagmoed en die durf en die dapperheid wat ek gehad het. Daai tyd, hier's my ander lugmag vriende, was so 11,000 in die lugmag en ek het kans gesien en geglo en gedink vir wat ons doen. As ek hierdie lunchtyd tye saam met Jesus hou, gaan ek 11,000 mense se lewe verander. Was dapper in dieselfde lugmag as vandag het ek gegaan en dienste gehou. Ek onthou in Angola, terwyl ek in die oorlog was,
Een oggend toe is daar 'n gebommery rondom ons en regtig nie ver van waar ons onder die bome lê nie. Ek was regtig in die oorlog, dis hoekom lyk ek so op 59. Gooi hulle 'n bom en daar's 'n diep gat en die volgende dag hou ek bid hier vir die ouens in daai gat waar die bom geval. Dapper, bang vir niks, jy's jonk. Jy het moed, ek onthou ook die jong mense bymekaar gekry het, ons gaan Vrydag aand, gaan ons reg deur bid, want God kan Bloemfontein verander, daai tyd was ek in Bloemfontein. Ons moet vas staan op sy woord, hy is ons God, kom ons doen iets. 'n Jong vlam, moed en hoop vir alles. Laaste een, ek onthou, Pieter, my ander vriend hier, was saam betrokke, ek het toe nie geweet, jy gaan later my vriend word nie, ook in die lugmag. Hy het gevlieg en ek was op die grond. Hulle Lesotho onluste, die hele stad is afgebrand daar in Maputo, né? Is ek nou reg? Ja, in Lesotho. Ja. En dan stap ek daar deur daai strate en ek roep die engele van die Here en ek roep sy beskerming saam met my en ek stap en ek bring die evangelie waar ek gaan. Bang vir niks. Ek probeer nie sê ek's oulik nie, ek probeer net sê ek was jonk. En ek het 'n vlam vir die Here gehad en ek het vertroue gehad en ek het geloof gehad, want hy is my God, hy is saam met my, saam gaan ons 'n verskil maak vir die Here. En dan gebeur dit. Die jare kom en dan koel dit party mense bietjie af. En is soms nie net die jare nie. Dis omstandighede ook en dis mense. Jy kan jy nou net vir my bietjie rustig raak en braai of so ietsie, maar raak net bietjie rustig of kry daai vlammetjie net so nee jy's daar 'n bietjie 'n laat dit net so bietjie minder raak. En by Fransos se ma gaan leer. Sy sal hy evangelie verkondig dag en nag, tydig en ontydig en die oom. Dapper. Ouderdom doen niks en nog steeds dieselfde waagmoed en hoop en durf vir die Here. En dan word ons 'n bietjie hier omgestamp en daardeur mense gesê word 'n bietjie stiller of hier's 'n bietjie van 'n teleurstelling en ons word bang. Ons word bang om te doen, ons politiek lyk anders, die wêreld lyk anders, ons word banger om te praat want nou sê jy iets verkeerd, nou offend jy iemand wat anders glo as jy. En ek dink dit is reg nie. Ek dink nie dis hoe gelowige volgelinge van koning Jesus behoort te lewe nie. Ek dink ons is veronderstel om heeltyd bewus te wees van God se krag, van sy heerlikheid, dat hier die alles, die aarde, die hemel, die heelal, alles is deur hom geskape. Hy is God. En ek sy kind. Sy Heilige Gees in my. Die waarheid is, al die bang maak dat ons vrymoedigheid verloor. Dit maak dat ons op 'n ander manier begin praat. En ons word so 'n bietjie terughoudend, ons word so 'n bietjie versigtig en ons word so 'n bietjie huiwerig. Weet jy wat se woord gebruik die Bybel, die woord? Ons word lafhartig. En dit klink nou 'n bietjie kwaai en is een van daai woorde wat ek bang was om te sê, maar dis wat God se woord sê. Ons word lafhartig, want weet jy wat doen ons in die moderne tye? Ons noem dit nou as ons anders optree, nie so gelowig en nie lyk asof ons alles gaan bestorm nie. Ons noem dit baie verantwoordelik. Dis hoe ons praat. Ons wil ook nou nie vir onverskillig optree nie. En dan voel ons so 'n bietjie beter oor onsself. Ek is net verantwoordelik. Ek is eintlik maar 'n realis. Ek sien dit wit en swart, so ek gaan nou maar net daar bly en ek redeneer, God sal ook nou nie wil hê dat ek ten koste van alles hier op aarde vir sy koninkryk en vir sy heerskappy nou hierdie groot stap moet neem. Want ons is mos nou baie verantwoordelik. En ek is versigtig want dis darem maar moeiliker tye wat ons in lewe. Ek moet dink aan die dag van môre, ek moet dink aan my kinders, ek moet verantwoordelike besluite maak. As ek hierdie stories lees van almal en hoor en myself daaraan herinner, dan sien ek amper nie op een plek van dat hulle daai verantwoordelikheid besef het nie, dat hulle het geloof gehad om op staat te maak. Vandag het ons apps wat ons kan op staat maak en ander goeders en planne en stelsels. Hulle het op God vertrou. En hier is die feit, God is steeds God. Of jy nou 20, 30, 40, 50 of 80 en ouer is, hy is dieselfde God.
eintlik wil hy hê sy volgelinge, sy disippels moet daardie durf en daardie moed wat hulle gehad het, net nog, dit moet nou soveel sterker wees. Dit moet nou soveel meer wees. Dink maar net aan die tye wat God dalk iets op jou hart gedruk het. En jy besluit, ek gaan dit doen. Ek hoor die Here sê dit vir my, ek voel gelei, ek moet dit doen. En ek weet dit klink onverskillig en ek weet nie wat gaan dit aan ons huis doen nie en ek weet nie wat gaan dit aan ons finansies doen nie, maar ek gaan dit doen want die Here het dit op my hart gedruk. En vandag beredeneer ons dit kwaai en dink, nee, ons mag beter planne maak, wil nou nie onverskillig wees. Ek weet nie van jou nie, maar dis nie hoe ek beleef nie. As ek dink aan my groote, wonderlike God, skepper van heelal, soewereine, almagtig, ek kan aangaan. En ek is 'n kind, en sy gees woon in my. Ek wil bietjie baie anders leef. Ek wil bietjie baie anders waag vir sy koninkryk. Nou, die Bybel van voor tot agter wys vir ons dat God kan enigiets doen, niks is vir hom onmoontlik. So ek wil nou eintlik vir jou vra, wanneer laas het jy iets vir die Here gedoen wat dalk vir al die mense naby jou en rondom jou dalk effens belaglik gelyk het, van jy het nie mooi gedink nie. Wanneer laas het jy gehoor gegee aan wat God vir jou gesê het om te doen? Twee stories, gou vinnig, wat in die kop opkom, is nie in die notas nie, en ek wil dit bysê, want ek dink ek het Sonja baie meer vir myself gepreek hierdie afgelope 2 weke in die voorbereiding, en ek het ook baie aan julle gedink, en aan die roeping en als. Toe ons 2015 die gemeente kom plant hier, letterlik in ons huurhuis hier in die Kaap ingetrek, het iemand vir my gebel en gesê, luister Boeta, as jy weet wat ek weet, pak op en los dit, dit gaan nie werk nie. En daar sit ek en Rita in die huis, en die bokse is halfpad uitgepak, en ons kry die boodskap, pak maar eerder op, dit gaan nie werk nie. Dis die een storie wat ek kan dink. Die ander ene het ek nou gewonder, dis nie, is eintlik goeie kanseltaal, is dalk nie ordentlik dat ek dit sê nie, maar die oom het dit regtig vir my gesê, so ek gaan dit nou maar sê, Andre, as jy voel jy wil dit uitsny, wanneer ons nou die boodskap uitstuur, kan jy dit doen. Maar die een oom het vir my gesê, en toe is ons nou al 'n paar jaar aan die gang met Harmonie Gemeente, het die oomie vir my gesê, luister Boeta, jy het 'n beter kans om swanger te word, as dat hierdie gemeente sal kan werk. Gelukkig was ek te dapper, en dit het nie, daai ander gedeelte het nie gebeur nie. Maar ek weet dit het soms soos gelyk, maar baie keer, mense, omstandighede, goed, werk in op jou lewe, op jou geloof. Al daai geraas, is baie beter dat jy bang is baie beter dat jy sinvolle besluite maak, is baie beter dat jy mooi uitwerk. God sal toe nou nooit verwag dat jy nou moet, weet, vreeslike goed doen nie, maar dis nie wat ek lees nie by, maar kom, daar's nog 'n Bybelstorie, en dis, het ek nou al gesê, dis een van my gunstelinge, hierdie een is een van my gunstelinge. Daar's baie Bybelstories. En dis die stories van Joshua en Caleb. En die 12 spioene. Onthou jy hom? Joshua, die 12 spioene wat ingegaan het, die beloofde land moet verken. So waar die konteks van waar ek nou gaan lees is, so die Here die volk Israel uit Egipte gehaal, hy saam met hulle op pad, hulle die wonders en die tekens wat God gedoen het in hulle lewe, in hulle reis, in die wildernis, in die woestyn, het hulle beleef, hulle deur die see gestap, hulle ken God se grootheid, hulle het gesien dat hy enigiets kan doen, en nou word hulle ingestuur, hierso Numeri 13, 12 spioene word uitgestuur. Okay, gaan julle nou en gaan kyk vir ons, hoe lyk die land? En in vers 25, Numeri 13 vers 25, kom hulle nou terug met hierdie boodskap. Ekskuus tog. So hier, dis nou bietjie klein, maar gaan dit vir jou lees. Nadat hulle die land 40 dae lank verken het, het hulle teruggegaan. En die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran-woestyn aangekom. En daar het hulle aan Moses en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys.
Ek weet nie van jou kinderbybel nie, maar my kinderbybel was dit nou hierdie 2 mans wat 'n druiwetros gedra het wat net so groot soos hulle was. Vandag is die prys van daai druiwetrossie so groot en die druiwetrossie is so groot. Maar in hierdie land was dit daai. 27ste versie. En hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: "Ons het in die land gekom waarheen U ons gestuur het, en dit loop oor van melk en honing, en hier is sy vrugte, maar, daar's altyd 'n maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasaate van Enak daar gesien." Nou dis die afstammeling van die reuse. 30ste versie sê: "Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stil gemaak en vir hulle gesê: Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê: Nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. En die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. En hulle het gesê: Die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien. Volgende bladsy. Ok, ek gaan net lees. Ons het daar ook die reuse gesien. Die Enakiete stam van hulle. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Onthou hierdie storie? Ek kan hom nou eers weer afhaal. Baie dankie. 12 spioene kom terug. 10 van hulle sê: Hulle is te groot, ons kan nie. 2 sê: Ons God is groter, ons kan. 10 kom: Hulle is te groot, ons kan nie. 2, Joshua, Kaleb kom, sê: Ons God is groter, hy kan, ons kan. En hierdie 10 mense beïnvloed almal so negatief. Hulle is daai ouens wat die gesprek het van: Hey, kom ons wees verantwoordelik. Die Here het ons nou tot hier toe gehelp en ons almal is daarom hier om die storie oor te vertel. Ons leef nog, kom ons hou daaraan vas. Ons hou nou aan daai hoop vas, maar ons gaan nou nie verder met hierdie nie, want hierdie ouens is heeltemal te groot. En ons gaan nie nou hier die waagkans wag. Dis die probleem. Die meeste mense luister na die grootste groep wat sê dis onmoontlik, ons kan dit nie doen nie. Maar Kaleb en Joshua sê ons kan, want ons God kan. In hoofstuk 14 vers 26 kom God, en ek gaan nou vir jou dit lees. Dis die gedeelte wat begin met: Die Here het vir Moses en Aaron gesê. Daar's hy, kom ek lees hom. Hier's God se reaksie op hierdie manne wat teruggekom het en wat nou dit alles gesê het. God se reaksie. Die Here het vir Moses en Aaron gesê: Hoe lank sal hierdie slegte volk nog aanhou met hulle verset teen my? Ek het opgemerk hoe die Israeliete hulle teen my verset. Sê vir hulle: So seker as ek leef, sê die Here, ek sal met julle maak soos ek julle hoor sê het. In hierdie selfde woestyn sal die lyke bly lê van julle almal van 20 jaar en ouer, wat in die sensus opgeneem is en wat teen my in verset gekom het. Almal 20 jaar en ouer. Nie een van julle sal die land betree wat ek met 'n eed aan julle as woonplek beloof het nie, behalwe Kaleb seun van Jefune en Joshua seun van Nun. En wat julle kinders betref, vir wie julle gesê het dat hulle krygsgevangenes sal word, vir hulle sal ek inbring, en hulle sal in die land wat deur julle verwerp is, sal hulle lief kry. Maar julle lyke sal in hierdie woestyn bly lê. Julle kinders sal 40 jaar lank in die woestyn rondtrek, en hulle sal die gevolge van julle ontrou moet dra, totdat julle almal se lyke in die woestyn lê. Julle het die land 40 dae lank verken. Julle sal 40 jaar, 1 dag, of 1 jaar vir elke dag, die gevolge van hierdie ongeregtigheid moet dra. En dan sal julle besef wat dit beteken om my teen julle te hê. Ek, die Here, het dit gesê. Ek sal dit beslis doen, en hierdie slegte volk wat teen my saamgespan het, hulle sal in hierdie woestyn omkom en sterf. 36ste versie sê dan: Die manne, die 10, vir wie Moses gestuur het om die land te verken, en wat na hulle terugkoms die hele volk teen Moses in verset laat kom het, deur die slegte gerig oor die land te versprei. Almal wat vir die slegte gerig oor die land verantwoordelik was, het gesterwe deur 'n plaag wat die Here gestuur het.
van die manne wat die land gaan verken het net Josua, seun van Nun en Caleb, seun van Jefune, bly lewe. Nou het ek die hele storie vir jou gelees, en ek gaan nou soos 'n goeie predikant om nou weer vir jou oorvertel, maar bly net by my, jy kan nou eers weer daai afhaal. God was nie gelukkig nie. En is so duidelik dat lafhartigheid nie vir God tevrede stel nie, of mense wat nie glo dat God gaan deurkom nie, dat hy groot God is en dat hy enigiets kan doen. Jy kan dit in hierdie gedeelte sien. 40 jaar lank veg hulle, of 40 dae lank gaan veg hulle, en hulle kom terug en hulle ooreed almal, ons kan dit nie doen. En God sê wel, omdat julle 40 dae lank geveg het en nog steeds terugkom ongelowig, sal julle 'n jaar vir elke dag, sal die kinders in julle geslag, almal bo 20, sal in die woestyn en in die wildernis rondswerf, en hulle almal sal daar sterf. Almal wat 20 jaar en ouer is. En die 10 spioene, die 10 wat met die negatiewe nuus teruggekom het, die Here sê wel, julle gaan sommer nou sterf, daar's 'n plaag, en al 10 van hulle sterf. Is dit soos jy die storie onthou? Want dit is soos hy staan. So al 10 van hulle, sommer daardeur 'n plaag getref, en hulle sterf. Almal behalwe Joshua en Caleb. As jy senuweeagtig raak oor waar my stories is, ons preek is amper klaar. Is jy nog saam met my? Jy is nog nie bang nie. Jy is nie bang ek preek 'n uur nie. Ok, dan sê ek baie bly. En die Here laat almal 20 jaar en jonger, saam met Caleb en Joshua, sê, julle sal dit sien, julle sal lief word vir die land, julle sal die belofte wat God beloof het, sal julle kry. Nou, my groot vraag aan jou vandag is, as jy nou mooi oor hierdie storie dink, wie verteenwoordig jy? Is jy dalk aan die kant van Caleb en Joshua? My God kan enigiets doen. Ek weet daar was groot ouens, ek weet daar was reëse, maar hy is God. Ek is bang vir niks nie, want hy is God, hy is my Vader. En hy het gesê, dis sy belofte, hy het dit oor my lewe gespreek, hy het dit oor ons as gesin gespreek, hy het dit gesê, dis die opdrag, dis wat julle moet doen. Ek staan by die Here, ek glo. Staan jy aan daai kant? Of staan jy aan die kant van die 10 ander? Van, ek was daar, en ek het 40 dae lank het ek gesuffer, ek het swaar gekry. Jy ken nie my storie nie. Daai omstandighede, jy het nie gesien toe ek alleen geveg het nie. Dit was moeilik, dit was swaar. En as jy jou common sense gebruik, jy sal nie hierdie pad stap nie. Nee man, kom aan, wees verantwoordelik. Dink 'n bietjie, dink aan jou gesin, dink aan jou kinders. Jy moet mos nou mooi dink, jy het mooi verstand gekry. Gaan dink vir jouself, gebruik jou eie inisiatief, gebruik jou eie redenasies. Kyk die omstandighede, dit lyk sleg in jou lewe. Kyk hoe gaan dit in die huwelik, kyk hoe... As jy dalk aan daai kant wat sê, nee, ek gaan nie. Ek glo nie my God kan dit doen. Het gaan my te veel kos. En baie mense raak so rustig en ooreed hulle self, dis 'n baie beter besluit om nie waaghalsig te wees, om nie dapper te wees, om nie op te staan vir wat God my voorgeroep het nie. Ek kry die idee, mense drink sulke Christen Prozac, nou wat om net so relax, ek gaan nie te veel doen nie. Die koninkryk van God vra nie te veel vir my nie, ek moet net rustig raak. Maar dis nie wat die skrif sê nie. Nee, ek verstaan dit heel anders. My pa is die koning van die heelal, jy weet, onthou jy daai ou liedjie? Ek wil hom sommer weer gaan luister. Ek het nou met die excitement bietjie my stem weggepreek, gee my net gou kans. My gunsteling deel van die storie is, hy eindig nie hier nie. En jy het dit waarskynlik gelees, maar ek wil dit gou weer vir jou lees. Dit eindig nie, die mooiste gedeelte daarvan is 45 jaar later. 45 jaar later en Caleb leef nog steeds soos God beloof het. Al die ander is dood, maar net Joshua en Caleb en die jonger geslag het bly leef, want God het so gesê en wat God sê sal wees. So Caleb is aan die woord in Joshua 14. Kan ons dit saam lees? En dis nou Caleb wat aan die woord is. Hier kom hy. Hy sê, ek was 40. Ek was 40. Toe Moses, die dienaar van die Here, my by Kades Barnea afgestuur het om die land te verken. Hy vertel 'n storieetjie van 40 jaar gelede, 45 jaar gelede. En ek het aan hom verslag gedoen, soos ek sake gesien het.
soos hy dit gesien het. Maar my medewerkers wat saam met my gegaan het, het die volk se hart laat verstyf van angs. Daar's maar deesdae baie goeders wat mense se harte laat verstyf van angs. Ek het nog nooit daai woorde gebruik nie, maar ek gaan dit nou begin gebruik. Jy moet bietjie laat daai hartspiere ontspan. Laat God jou roep, laat God jou gebruik. Moenie laat jou hart verstyf van angs nie. Ek het die Here my God getrou gevolg. En Moses het my daardie dag met 'n eed beloof, die gebied wat jy deurgestap het, sal jou en jou nageslag se permanente besitting wees, omdat jy volhard het in jou trou aan die Here my God. En van die tyd af, dat die Here dit vir Moses gesê het, toe Israel deur die woestyn getrek het, het die Here my in die lewe laat bly, soos hy beloof het, 45 jaar lank. En nou sê Joshua, is dit Caleb wat praat, ek is nou 'n man van 85, maar ek is vandag nog net so sterk as die dag toe Moses my uitgestuur het. Die krag wat ek toe gehad het, het ek nou nog, en ek kan nog aan oorlog maak en behoue terugkom. Gee my nou asseblief die bergwêreld waarvan die Here daardie dag gepraat het. En jy het daardie dag gehoor dat daar Anakiete reuse was met groot vestigingsstede. Maar sal die Here by my wees? Miskien sal die Here by my wees, sodat ek hulle kan verower, soos wat hy my beloof het. Is dit nie ongelooflik mooi en kragtig nie? 85 jaar. Staan hierdie man, en hy vertel van wat God gedoen het, toe hy 40 was. Toe hy die waagmoed gehad het, toe hy die dapperheid gehad het, maar dis nie waar die storie eindig nie. Hy staan nou op 85 en hy sê, kan ons nie nou maar weer gaan veg nie, ek's gereed. Ja, kyk na dit, dan raak dit my hart aan, en dan raak ek so 'n bietjie sad by myself, want dan, ek en Rita sit baie keer en dink, ons raak dalk nou 'n bietjie oud vir die gemeente. Is die duiwel daai wat praat? Want ons moet dieselfde dapperheid hê, ons moet dieselfde moed hê, ons moet meer hê. Want God het dit 45 jaar gelede gedoen, hy gaan dit nou weer doen. En ek weet jy lyk nou 'n bietjie ouer en jy voel 'n bietjie ouer en die jare het nou al gekom en mense kan dit sien, maar God's nog steeds dieselfde God, skepper van heelal, 'n soewereine God. Selfde Gees wat in ons woon. En dis wat my so 'n bietjie ontstel, dat my eie geloof en my eie dapperheid en my eie moed so 'n bietjie minder raak. En ek praat en ek sien baie mense en baie gesinne en vrouens wat op 'n plek kom wat hulle swak en hulpeloos voel en nie meer in hulle self glo, dan wil ek sê, moeder, tel op jou hart, moenie laat hy verstyf in angs nie, want God is jou God. Staan op, wees die ma van jou huis. Manne wat baie maklik sê, ek is bang vir niks nie, maar as hy alleen is in die kamer of sy kar, dan sê hy maar baie bang en bekommerd oor die toekoms en wat gaan gebeur en kan ek vir my mense sorg en wat moet ek doen en waarvoor roep die Here my en ouers wat wonder wat om te doen wat die woord sê wat om te doen, staan vas. Hierdie week het 'n moeder weer vir my gekontak en sy sê, watter goeie kinderbybel kan ek vir die kinders lees? Doen dit, vertel vir hulle die stories, hoor dit sommer self weer met jou eie ore, gaan lees dit, ervaar dit. Want God roep 'n volk wat dapper staan vir sy koninkryk, sy werk wil doen, sy missie, sy visie as disippels van hom. En dan is daar mense wat maar net voortgaan om in hulle sonde te leef. Wat ook nie dapper genoeg is om op te staan, want eintlik wat God sê is, ek kan jou red, ek kan jou uit dit uithaal, ek kan jou verander, ek kan jou nuut maak. En dit vra ook 'n dapperheid. Ek gaan 'n laaste versie lees. Die span kan maar vorentoe kom. Dankie Lindy. In Jeremia 31 vers 25 sê die Here, ek gee julle nuwe krag vir die wat moeg is en ek maak die moedelose weer volmoed. Want jy sien, ek is 'n mens net soos u en ek is in omstandighede net soos u en baie keer kom die lewe en of dit geld is, en of dit die huis is, en of dit die huwelik is, en of dit die werk is, en of dit familie is, wat dit ook al is wat in jou lewe gebeur is, dit maak jou moeg, dit maak jou bang, dit maak jou senuweeagtig, en daai hartspiere word bietjie verstyf van angs, want wat gaan ek doen? En dan kom sê die Here, Jesaja 41, Frans se versie, die 10de versie wat ek weer vir jou wil lees, wat die Here self kom sê, wees nie bevrees nie, want ek is jou God. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek is met jou as die eerste een.
Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ons het 'n wonderlike Vader en die lied wat was, Lindy, is jy hier? Wat ek voorgevra het, sal jy hom weer vir my doen. Want dit is vir my so 'n uitroep vanmôre na die boodskap. Here, ek wil steun op U. Ek kan nie hierdie goed doen in my eie uit nie, want dan gaan ek bietjie stupid lyk. Maar Joshua en Caleb staan 45 jaar later en hulle het geen regrets oor die groot besluite wat hulle gemaak het 45 jaar terug. 45 jaar terug het hulle vir almal soos fools gelyk. Vir almal. Julle is laf, julle is mal. Julle kan nie dit doen nie. En hulle het dit gedoen. I depend on you. Ek kan niks sonder U doen nie. Kan ons dit as 'n gebed, as 'n antwoord vanmôre net vir God sê op jou eie manier? Kom ons staan en dan sing ons hierdie pragtige lied saam. Vader, U het so duidelik vir ons kom sê dat ons nie bang hoef te wees. En dis maklik, dis nie 4 mure. Maar as ons uitstap, is dit 'n realiteit van in ons huis, in ons gesinne, in ons lewe, op die plaas, waar ons ook al is. In ons siekte, in ons swaar kry. Dankie dat U sê U is ons God. Dankie dat U by ons is. En terwyl ons uitroep, we depend on you. Is U die wynstok en ons is die lote. Is U die onuitputlike bron van genade, van liefde, van sorg van ons Vader. En is U grootheid onbeskryflik. Stuur ons as dapper manne en vroue vir U koninkryk in ons huise en ons lewens. En mag een in ons verheerlik word. U koninkryk kom in Jesus naam. U gaan in die vrede en die liefde en in die krag van God se Gees. Mag die Here U baie ryklik seën. Amen. You give life.